Hallo bezoekers. Dat lijkt weer bezoekers vanochtend tegenkomen ons welkom elkaar in de Here. Kijk, wat nu voor die afkondigings, dus die kerk goedgekeerd. Maar overigens is dat ons Spotstofeest afsluiten en de heilige nachtmaal zal ook vanochtend bediend worden. Ons spirituele terug is door die RS Jantjies. Onze activiteiten voor die week is als volgt. Maandag aankomt de brigade om 6 namiddag bijeen. En hulle program vir die aand sal wees blomme rangskikken. Die vrouwen in CAB wil dan alle vrouwen van ons gemeente as ook ons gemeenskap het na 'n open bijeenkomst praatjie môre aand om 6:00 by ons in die kerk. Dit sal handel oor hoe hanteer ek my seer en dit word aangebied deur die vertaal alkohol syndroom studie van die Universiteit van Stellenbosch. So al ons vrouwen van ons gemeente as ook ons gemeenskap word dan ook hartelijk uitgenooi na hierdie praatjie. Dinsdag aand om 7:00 kom ons voor bijeen, nuwe lede is meer as welkom om te kom aansluit. Woensdagoggend gemeente bidure om 10:00 woensdag aand gemeente bidure, die was ook die maand, het begin om 6:00 al die bidure. Die volgende bidure is dan verdeel, by 1 by die Arendse gesin in Rivierstraat, dis nou by my uitstuurbare, by 1. By 2A sal deel, by 2B, Sister S. George, by 3 die Anthony gesin, op Kriegerstraat, 109. By 4, Sister Lombard, Hospitaallaan, nummer 9. By 5, Sister Jasmine Bosman, in Tweedelaan. By 14, broer Brandon Maris, in Malvastraat. By 15A, die Pieterse gesin. By 15B, die Hendriks gesin, Sonneblomstraat, nummer 6. By 16, Sister Sari Hop, Viola Laan, nummer 6. En by 17, broer en Sister Sope, Granaatbos, nummer 18. Aan die adres van ons volwassen katekisasieklas, hier dan klas om donderdag af 7:00 in die kerk.
Vrydag aand kom die CYN en log en aanbidding om 6 namiddag by 1. Dus is die winsafsluiting vanmiddag plaas om 3 uur te VGK Montague. Almal wat hulle name opgeskryf om saam met die bus te voer. Ons vertrek dan stiptelik 1:30 vanaf die kerk. 1:30 stiptelik ons koördineerder van die bus sal Suster Lia en Alexander wees. En ongelukkig is ons bus reeds vol. Die brigade kom dan om 1:30 vanmiddag in volle uniform kom u by die kerk reeds by mekaar om te vertrek aan die kant van Montague. Voorstelling van ons volwasse katekesante vind plaas op Sondag 7 Junie 2026. Ons brigade se politiekos vind plaas op Saterdag. En almal wat 'n kaartjie gekoop het, is welkom om reeds vanaf 12 uur kan u die kosse kom afhaal so by die kerk. Tijdens de kerkgasvergadering, gehouden op 8 Mei, is die volgende lidmate in die ambt van diakens verkies. Broer Brewster Moffat, broer Brandon Miles, broer Devin Anthony, broer Steven Boyson, Sister Karen Stevens, Sister Christina Fortuyn, Sister Marvelyn Jolander, Sister Dawn Lucas en Sister Annette Jacobs. Geliefdes, dan ook dan die laatste en derde afkondiging. En dan ook in die saamvergadering as Sister Elise Kleinhans as hoofdoordeling en Sister Sarah Tobias as hoofdiaken verkies en hulle termyne sal begin vanaf 1 Julie tot en met 31 Desember. Die dagbestuur vergader morgen aand om 6 uur, die reelingskomitee vergader donderdag aand om 6 uur. Geliefdes, na afloop van die erediens sal die oudlede van die brigade weer ietsie soep te koop het, die R30, so die van u wat nog jaar gebring word, is welkom met na afloop van die erediens net by die kerkkantoor aan te laat om ons te ondersteun asseblief. Alle fondse wat in bate van ons plaaslike brigade. Die volgende sieke voorbindings word gevra, soos Raaitjie Beekman, week 1, soos Linda Oktober, week 14, soos Leentjie Fortune, week 1, broer Koos Dou is steeds in die Medikliniek hospitaal, soos nog in jou hoofdgekwente is ook in die hospitaal, en ons dink ook aan Zoe Lucas wat ook siek is, die gemeente's voorbinding word gevra. Dus is het dat bij de leefwezen van de kerkraad en dominee aankondig van die afspraken van dominee Trevelings van die VGK doet. De gemeentese voorbeelden wordt gevraagd voor de Nederlandse familie, zijn gemeentes en kerkraad en ook zijn vrienden. Om ons bid ook die Heere se seën ook toe op in hierdie tydperk van nou wat die Heere ook vir hulle persoon is God van haar by sy wees. Die blommebeeld vir hierdie maand is steeds week 3 en ons verjaarsdag word gehanteer deur ons brigade dogters. Broeders en susters, dan ons gemeentese afkondigings, ons by die Heere se seën vir ons gemeente en al ons werksaamhede. Die brigade dogters.
vertrouw dat u gespoord wordt op die verjaardag en dat het een lekker dag was. Iedereen gaat nog later gespoord worden en God reist te zien op die verjaardag. Baie dankie. Terwyl ons met mekaar hier saam is, ons ook vanoggend die aanraking van God se Gees ons sal ervaar en sal beleef. Ek weet nog vanoggend die agteruit die konsistorie kom hier op die kanse, die eerste ding wat ons op met gedagte gekom het, ons moet nog nooit dink om die kinders in die kerk te jaag nie. Die kerk is nog as leeg as die kinders nie. As die kinders nie in die kerk is nie, mens mis sommer hulle teenswoordigheid, so ja, in die aanwesigheid van die kinders voel mense nog as hulle impak geliefdes. Broers en susters, voor ons die voete met die seëngroet gaan doen, die vrouwe het woensdag aand baie lekker gesing by die Pinksterbid. Ek weet nou nog die van die nog nie was nie. Hulle het 'n regent ook gehad wat uitgesorteer het en al die tipe van goedertjies. En dit was vraag ontstaan en so ons almal daai lied wat die vroue gesing het, Suster Lisatjie, jy vir ons asseblief weer dis waar, ek weet dis waar. Daar's kunst. Kan jy dus ons gaan saam en dan is die saam ons lieflik met elkaar saam, dis waar, ek weet dis waar, dis Pinkster is die hemel, ek weet, dis waar. Dis waar. Geliefdes, ek wil u dan juist vanoggend aan die hand van dit wat ons gesing het, groet vanoggend met die woorde van Handelinge hoofstuk 2 vanaf verse 1 tot 4 wat sê: die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid in die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en hulle het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Liewe gemeente, God wat ons opnuut aanraak, God wat ons dag per dag vul met sy Heilige Gees,
skenk vanoggend op ons weer sy krag, maar ook sy bonatuurlike eenswoordigheid. Amen. Kom ons antwoord op die seëngroet van die Here en ons sing met mekaar saam Nuwe Sionsgesang 206. Besoek die kerk, o Heer, vervul ons met die Gees. Ja, praat met ons in duidelik taal, laat ons gehoorsaam wees. Kom ons staan saam en ons sing dan tot eer van die Here al die verse saam. Handelinge 2 en verse 43 en 44 sê, kort na die instorting van die Heilige Gees, die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit almal met die ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en hulle het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoeftes. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maat gehou, hulle kos met blydskap en alle eenvoud geëet en God daarvoor geprys. Die volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Ons kry 'n geleentheid, broers en susters, om die Here vanoggend te bedien met ons offerhandes, ons kollektes, en ons gee vanoggend dan ook in hierdie staande gesindheid soos die eerste gemeente. Ons gee omdat ons God wil prys. Gebruik is, die diakens kom by u en dan sal die lokale vir ons lei met 'n paar woordjies, soos ons dan ook aan die Here gee. Kom ons gee met vrymoedigheid voor na God.
Geliefdes, ons gaan nou hier gee vir die kerkkoor om vir ons om waar ons na die woord van die Here sal luister. Kom ons vir die kerkkoor om na ons te bedien. Christian Melissa daar van Riverside om vir ons te kom tot om die woord van
Kom ons met ons harte, ons gedagtes stil soos ons. Dankie vir Christian, goeiemôre, broers en susters. Kom ons begin in gebed tot ons hemelse Vader. Here Jesus Christus, daar bo in die hemel, baie dankie vir 'n nuwe Sondag vir elkeen van ons se lewe gekom. So hierdie dag hier begin deur U te seën. Maak ons een gesin onder mekaar. Dis ons diepste wens, Here, dat ons vandag sal uitstap as mense wat eensgesin in mekaar het. Het vanoggend die Here met die lieflike lied in my hart opgestaan. Naamlik Johannes hoofstuk 5 vers 24. Ik kan niet anders om al die lof en die eer aan U te wensen. My gebed vandag is, Here, wil U asseblief Robinson moedergemeente seën met al die seëninge wat U uitgestort het, die Heilige Gees op Pinksterdag op ons toegesak het. Help ons, Here, dat ons nie soos die Galileërs sal wees nie, nog steeds op te kyk dat U wat opgebaar het, maar dat ons U sal onthou, U kom terug, dan sal U kom haal, U wat sy sin is. Help ons asseblief, liewe Here, dat ons nie moeg word om goed te doen. Seën die woord, seën die gemeente. Ontmoet ons elkeen die ons puntbande hoofdes. Help vir hulle wat swak is, hulle wat eensaam is, hulle wat verloren is, hulle wat dors is, hulle wat hoor is. Help hulle asseblief, Here, vul vir ons met die woord vandag, sodat ons kinders van U sal groei en groei. Dis my hartse begeerte, Here, dat U elkeen vandag vir U naam sal roep en sê, jy is binnen, kom, wil jy uitstel. Vraag in die naam van die Vader, en die Heilige Gees. Baie dankie. Amen. Baie dankie aan Willemse geliefdes. Ons wil met mekaar saam lees twee gedeeltes in die woord van die Here, wat ons nou al reeds hierdie week ook al baie gehoor het en gepraat het. Handelinge 1 en verse 8 en dan ook Lukas 4 verse 18 en 19. Handelinge hoofstuk 1 verse 8 en dan Lukas 4 18 en 19 en ek lees die 83 vertaling van die teks. Die gedeelte in Handelinge 1 en 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Lukas hoofstuk 4 en dan op vers 18 en 19 is 'n gedeelte wat eintlik kom uit Jesaja 61. As jy nou die hele gedeelte van hierdie teks wil gaan lees in sy lengte, dan kan jy dit gaan naslaan in Jesaja 61. Maar hier is 'n kort opsomming van daai hele hoofstuk. En dit is nou verse 18 en 19 wat sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir die gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir die blindes, om onderdrukkers in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Tot sover die woord van die Here. Geliefdes, as ek nou vanoggend saam met ons kortliks wil praat aan die hand van ons voorgelese teks, wil ek saam met ons praat rondom die gedagte geloof in aksie. Nou die ook ouderlik met baie mooi gevra die week, dominee ons moet nog Montikie toe gaan, ons moet huis toe gaan om te gaan eet, na die kerk, so jy kan nog nie vandag weer 30 minute preekie, so ek sal nog maar so tussen dit nou maar bly, so dat ons daar nog iets kan gaan eet by die huis voor ons Montikie toe gaan. Maar dan vanoggend, broers en susters, wil ek voortliks dit wat ons hierdie week al reeds gehoor het, op 'n groot mate weer onderstreep, dit vaslê, sodat ons dit kan onthou.
Broers en susters, Pinkster is die dag binne die kerk van die Here Jesus Christus, waar God sy kerk as te ware aanskakel. Pinksterfees is die aktivering van die liggaam van Christus hier op aarde. U sal onthou, broers en susters, met Hemelvaart het Jesus hierdie woorde van Handelinge 1 aan sy disippels, broers en susters, verkondig en hulle daarmee getroos en gesê, dat wanneer die Gees kom, wanneer hy op julle neersak, sal julle krag ontvang en julle sal my getuies in die wêreld wees. Aan die een kant is dit 'n belofte van troos wat Jesus vir sy disippels, maar ook vir die kerk gee. Maar aan die tweede kant, broers en susters, is dit ook 'n oproep wat Jesus gee vir die disippels, maar ook vir ons, die kerk van die Here. Nou, broers en susters, die disippels was natuurlik vreesagtig en bang gewees met die ingang van Jesus. En dus, broers en susters, het die disippels hulle self gevat en hulle het hulle self gaan wegsteek uit vrees, uit angs vir hoe die toekoms vir hulle uit sou speel. Hulle was bang gewees oor wat met hulle sal gebeur. En nou gaan die disippels, broers en susters, en hulle gaan steek hulle weg in die boventrek, soos te ware, asof hulle in twyfeling was of die woorde van Jesus wel waar sou word. En dan, broers en susters, kom hierdie belofte van Jesus op Pinksterdag en dit word op die disippels uitgestort, maar nie net op die disippels nie, op almal daar teenwoordig, soos ons gehoor het in Handelinge hoofstuk 2. En dan sien ons, broers en susters, hoe dat die Heilige Gees aan 'n groot mate tot vervulling bring dit wat Jesus hier in Handelinge 1 en verse 8 beloof, deurdat die Gees met krag op die gelowiges neerdaal. Die woord krag, broers en susters, hier beteken nie politieke mag nie. Dit praat, broers en susters, nie van menslike invloed of bonatuurlike menslike vermoëns wat die mense hier ontvang en beskik nie. Nee, die krag wat Handelinge 1 hiervan praat, broers en susters, is 'n goddelike toerusting om die wêreld te gaan verander deur die evangelie. Sien, broers en susters, soos ek vir gesê het, die disippels was vreesagtig, hulle was bang geweest en hulle wou nie die wêreld sonder Jesus ingaan nie. Hulle wou nie waag om hulle gesig op die strate te gaan wys nie, uit vrees oor wat die Fariseërs, wat die skrifgeleerdes en wat die vyande van Jesus oor hulle sou doen het nie. Maar, broers en susters, dan kom die Gees van die Here op Pinkster en hy stort hulle uit met krag wat van God afkom, wat hulle in die eerste plek in staat stel om uit te kan gaan. Krag, broers en susters, wat Handelinge 1 van praat, is 'n toerusting, is bemagtiging, en dit is God wat homself op die kinders van die Here uitstort en uitgiet, sodat ons die vermoë mag hê om die wêreld in te gaan. Nie met ons eie krag nie, nie met ons eie vermoë nie, nie met ons eie bevoegdheid, ons intellektuele kapasiteit nie, nee, maar om te gaan met die bonatuurlike krag van God wat ons toerus en in staat stel om enige uitdaging in die wêreld te konfronteer. Want, broers en susters, Pinkster beteken nie geloof wat passief is nie. Pinkster, broers en susters, beteken nie geloof wat privaat agter geslote deure is nie. Nee, broers en susters, Pinkster praat van 'n geloof wat mense beweeg tot aan die uiterste van die wêreld daar buitekant. Pinkster, broers en susters, praat van 'n aktivering om dinge te doen wat ons glo en dink nooit gedoen kon word nie. Want, sê Handelinge
hoofstuk 2 en vanaf verse 1 tot in verse 4 vir ons broers en susters, toe die Heilige Gees op hulle neerkom, het het gevoel asof dit 'n geweldige stormwind is wat die vertrek waar hulle was gevul het. Maar nie net dit nie, broers en susters, hulle sien 'n hemelse verskynsel van vuur wat elkeen van hulle aanraak, elkeen van hulle toerus, elkeen van hulle ontmoet en elkeen van hulle bemagtig, sodat wanneer hulle hier vandaan weggaan, wanneer hulle uitgaan, hulle elkeen met die krag van God toegerus mag wees, sodat sommige van hulle nie die verskoning mag hê, maar ons het agter gestaan en ons was nie aangeraak nie. Sodat sommige van hulle nie daar kan sê, maar ons het buitekant gestaan en ons het nie gesien wat gebeur het nie, ons het dit nie geërvaar en beleef nie. Nee, hierdie beweging van God, broers en susters, aktiveer nie net die disippels wat later die apostels word in die boer vertrek nie. Nee, dit aktiveer ook die ganse mensdom wat rondom hulle saam gedrom het. Want as jy aan die 2 verder gaan lees, dan sal jy hoor hoe mense, broers en susters, goedgunstig reageer op hierdie uitstorting van die Heilige Gees en hulle sê, maar iewers hoor ek daar mense in my taal praat. Iewers hoor ek daar hoe dat die Gees van God tot werking in mense se lewe is en mense word geaktiveer deur God se Gees. Pinkster, broers en susters, aktiveer nie net predikante om die wêreld in te gaan en te getuig van die grootheid van God nie. Pinkster, broers en susters, aktiveer nie net kerkrade, die ouderlinge en die diakens is om van die grootheid van God te gaan getuig nie. Nee, broers en susters, Pinkster aktiveer die ganse mensdom wat in God glo, sodat elkeen van ek en u toegerus mag wees om ons geloof tot aksie oor te skakel en dit vir die wêreld daar buite te gaan demonstreer. Hierdie week het ons baie gepraat oor die belydenis van Belha. En een van die waarhede van die belydenis van Belha sê, broers en susters, dat hierdie gemeenskap wat God vir hom uitverkies het in die ganse mensdom, hierdie kerk wat God tot stand bring hier op aarde in eenheid, hierdie kerk moet sigbaar word. Sigbaar in ons praat, sigbaar in ons liefhet, sigbaar in ons mense vergewe, sigbaar in ons opstaan vir die waarheid en vir geregtigheid. Kerk mag nooit 'n plek wees waar mense net Sondag luister na die woord van God nie. Kerk, broers en susters, moet nooit 'n plek wees waar ons kan kom ydel en afkoel en ontsnap van die chaos van die wêreld nie. Nee, die kerk moet 'n beweging wees van mense wat deur die Gees van God aangeraak word om uit te gaan, om die grootheid van God te gaan verkondig. Belydenis van Belha herinner ons hieraan wanneer hy sê, broers en susters, dat ons die Gees van God ontvang het as kerk en dat ons geroep word om die boodskap van eenheid vir die wêreld te gaan verkondig. Die boodskap van versoening en geregtigheid. Ons kan nie sê ons het die Gees van God, maar ons ignoreer die uitdagings wat in die wêreld aangaan nie. Want waar die Gees werk, word mure afgebreek. Waar die Gees werk, word mense saamgebind en waar die Gees werk, word die stem van God duidelik in die omstandighede van mense gehoor. En dis wat Pinkster is. Pinkster gaan oor om vir ons toe te rus, om ons geloof tot aksie in die wêreld te stel. Nou vra ons hoe lyk ons geloof in aksie? Hoe lyk ons geloof wat sigbaar is? Daniel Lukas 4 en vers 18 tot 19 vir ons wanneer hy sê, die Gees van die Here het op ons gekom en hy ons gesalf om die evangelie aan alle mense
te gaan verkondig. Hy het ons gestuur om vrylating van gevangenisse te gaan uitwas. Hy het ons gestuur om die herstel van sigverblindes te gaan demonstreer. Sien broers en susters, Jesus verkondig hierdie woorde van die profeet Jesaja daar in die sinagoge wanneer hy in Nasaret opdaag. Maar voordat Jesus, broers en susters, soos ek al reeds in die week ook gesê het, voordat Jesus hierdie woorde saam met die volk van die Here in die sinagoge uitlees, dit uitpassein en dit verkondig, het Jesus dit al reeds prakties in die samelewing uitgeleef. Jesus, broers en susters, en hierdie woorde wat hy nou gaan preek, wat hy nou in die skrif uit vir die kinders van die Here daar, wat natuurlik Jode was in die sinagoge, voordat hy dit vir hulle gaan lees, het hy dit al reeds uitgeleef. Anders as ons sê ons eers dit, en as ons klaar gesê het, dan wil ons hom doen. Jesus, broers en susters, demonstreer iets heeltemal anders hier. Jesus, broers en susters, voordat hy praat, doen hy. Voordat hy vir mense, broers en susters, aanspreek, wys hy vir mense wat het is om geloof prakties uit te leef in die samelewing. Van oral waar ons in die evangelie lees, sien ons dat Jesus se bediening met praktiese liefde in aksie was. Jesus, broers en susters, voordat hy vir mense die waarheid aangaande God se woord geleer het hy seker gemaak, hy spreek mense se behoefte aan. Het hy seker gemaak, broers en susters, hy demonstreer iets van die koninkryk van God op 'n sigbare wyse vir mense, sodat as hy dit vir hulle deur woorde verkondig, hulle dit, broers en susters, kan vereenselwig met dit wat hy demonstreer het. Vraag wat ons, broers en susters, ons moet vra is, volg ons in die voorbeeld van Jesus ook in ons tyd vandag. Is ons, broers en susters, geloof ook so prakties dat dit wat ons vir mense sê, hulle dit terug kan trek na die aksies wat ons vir hulle wys. Want voordat ons die goeie nuus vir armes verkondig, moet ons dit vir hulle demonstreer. Voordat ons die vrylating van hulle wat gebondenheid ervaar en beleef verkondig, moet ons, broers en susters, dit demonstreer. Voordat ons herstel kan verkondig in die wêreld daar buite kan, moet ons 'n bydrae daartoe kan lewer. Pinkster beteken dat dieselfde Gees wat op Jesus was, ook nou op die kerk is. En daarom moet die kerk doen dit wat Jesus gedoen het. Artikel 4 van die belydenis van Berhaas sê dat God op 'n besonderse manier die God van die noodlydendes, die arme en die onregtes is. Daarom moet die kerk staan waar God staan. Die onreg en langs mense wat ly, honger kry en mense wat verwerp word. Geloof, broers en susters, in aksie beteken om te bid vir mense en mense te jaag. Om te preek vir mense, maar ook dit in liefde te demonstreer. Om te praat teen ongeregtigheid, maar ook om te werk vir geregtigheid. Die wêreld, broers en susters, kan nie verander word deur mooi woorde en pragtige klisjées wat ons herhaal vir mense sê. Die wêreld soek 'n kerk wat lyk soos Jesus gelyk het. Prakties, sigbaar, met deernis en met liefde. Jy sien, wanneer ons dit reg kry om soos Jesus Christus hier op die aarde te lyk, kan ons uitgaan en getuienisse vir die wêreld daar buite te gaan wees. Dan, broers en susters, stuur Jesus vir ons uit in die woorde van Handelinge 1 vers 8. En julle sal my getuies wees. Jerusalem, Judea, Samaria, Robertson, Berse, Troehevel, Kobela, oral waar ek julle stuur, sal julle nie net
getuienisse wees deur dit wat julle bely nie, maar getuienisse deur dit wat julle vir die wêreld beliggaam. Ons broers en susters, stuur ons na huise toe, dit stuur ons na gemeenskappe toe, dit stuur ons na skole toe, dit stuur ons na werkplekke toe, dit stuur ons die strate in om te gaan getuig, maar ook te wys wat ons in Jesus Christus glo. Die wêreld die buitekant is vol van Christene wat bely dat hulle in Christus glo. Maar die wêreld is leeg van Christene wat wys dit wat hulle van Jesus glo. Mag ons broers en susters uitgaan hierdie week. Mag ons broers en susters in ons omstandighede ingaan en nie net van God se liefde gaan getuig nie. Nie net vir mense gaan vertel dit wat ons van die Bybel weet om hulle te beïndruk nie. Nee, laat ons gaan soos Jesus om prakties geloof sigbaar te maak in die aksies wat ons hier op aarde tentoonstel. Mag die Gees ons vandag opnuut vul, sodat ons getuienisse kan wees van die liefde van Jesus Christus op praktiese wyse. Amen. Here, ons dankie vir die wyse waarop U vanoggend ook opnuut die woord met ons kom kommunikeer het. Mag die Here die naprediker van U onfeilbare woord wees, as ons dit bid met soveel afhanklikheid in Jesus naam. Amen. En amen. Gaan die nog een aanbidding vraag en een aanbiddingsliedje sing, terwyl ons dan ook gereed maak om die tafel van die Here aan te sit.
die belydenis van Ela as riglyn te gebruik ook vir ons bediening van die heilige nagmaal. Ons gaan 'n responsiewe formulier vanoggend gebruik. Ek sal die gedeelte lees waar daar staan ja, jy sal die gedeelte lees waar daar staan C of G. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took a piece of bread and gave thanks to God, broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in my memory." In the same way, after the supper, he took the cup and said, "This cup is God's new covenant, sealed with my blood. Whenever you drink it, do so in memory of me." This means the sacred time we eat the bread and drink from the cup. We proclaim the Lord's death until he comes. The Gospel tells us that on the first day of the week, the day that our Lord was resurrected from the dead, he appeared to some of the disciples and appeared to them at the breaking of the bread. On the day of Pentecost, those who accept the words of Peter and repented spend their time in learning from the apostles and in sharing in the fellowship of meals and of prayers. Vandag vier ons die nagmaal soos die hoop in ons lewend gemaak is, op soek na sigbare eenheid in ons kerk. Daarom wil ons dit vier, die bewus van die verdeeldheid in ons kerk wat vandag nog 'n uitdaging is. We believe that Christ's work of reconciliation manifests itself in fellowship of believers who are reconciled with God and with one another. Also, the unity of the fellowship is a gift as well as a command which must earnestly be pursued, sought and made visible. Therefore, we reject a doctrine and an attitude which absolutes neutral diversity for sin and division. We pray, Lord, see through us and know our minds, taste from our hopes. Liewe gemeente, in die heilige nagmaal vier ons dat ons deur die Heilige Gees in liefde as lede van een liggaam verenig kan word, net soos die brood van baie koringkorrels gebak word en van baie druiwe een wyn gepers word, is ons een liggaam. Loof die Here ons siel, vergeet nie sy verdeling. Ons glo dat God die boodskap van versoening aan die kerk toevertrou het in en deur Jesus Christus, dat hy deur sy lewensgewende woord en gees die magte van sonde en dood oorwin het, en daarom ook die ewels van onverzoenbaarheid, haat en bitterheid en vyandigheid. Daarom verwerp ons enige leerstelling of oortuiging wat in die naam van die evangelie op die wil van God die skeiding van mense goedkeur. Ons uit, Jesus ons God, en ken ons harte, toets ons en ons In die heilige nagmaal vier ons dat Jesus Christus gekruisig is om die troon van God vir ons te dra en die mensdom met God te versoen. Loof die Here ons siel, vergeet nie ons verdeling. We believe that God revealed God's self as the one who wishes to bring justice and peace amongst all people, and is in a special way the God of the needy, the poor, the destitute, and the marginalized. Therefore, we reject any doctrine or attitude that legitimizes any form of injustice in the name of the gospel. See to us, Lord, and know our minds, taste us and cover our thoughts. Liewe gemeente, in die heilige nagmaal vier ons dat God ons al ons sondes vergewe het deur die lyding en die dood van Jesus Christus, en dat ons die volkome geregtigheid van Jesus Christus as ons eie omhels en
aanvaar. Praise the Lord, O my soul. Do not forget our Lord's suffering. While we wait on the Lord's coming, let us proceed with celebration that commemorates the Lamb slain for us, as it was instituted by our Lord Jesus Christ, in memory of Him. Ons gaan die diakens vra om na vore te kom, om daar die tekens uit te deel, terwyl hy nog die aanbidding vir ons lieder is. Amen.
Geliefdes, is daar enige een oorgeslaan, die teken van die brood, sal ek ons aanleiding gee. Enige een oorgeslaan, die teken van die wyn, sal ek ons aanleiding gee. Om ons sing dit op die laaste keer, so die dobbel namiddag, terwyl die persoon voor die, en dan sal ons dit samen doen. Liewe gemeente, kom ons word stil vir ons tafelgebed en weer oude Kleinhans geboren. Kom ons sluit die oor. Here, baie dankie vir oggend dat jy so voorreg weer aan ons taak. Here, gee vir oggend vir ons 'n gesindheid van vergifnis. Here, wat ons sal eet en tafel. Seën ook vanoggend, Here, die tafel in die magtige naam van Jesus Christus. Amen. Liewe gemeente, kom ons aan met mekaar saam. Jy mag opstaan. Die Here Jesus skenk aan ons sy vrede en beveel ons om ook in vrede met mekaar te leef. Gemeente, kom ons sing met mekaar daarin saam. I love you with the love of the Lord. Dit so een keer en vir die persoon langs aan jou kan ons 'n handdruk van vrede gee. Dear brothers and sisters, the bread which we broke is the communion with the body of our Lord Jesus Christ. Take, eat. This is the body which was broken for you as the complete propitiation of all your sins. Do this in remembrance of Christ. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem
drink, want dit is die bloed wat oor julle vergiet is, as volkome versoening vir al ons sondes. Doen dit tot gedagtenis van Christus. Sal net gedeelte lees wat self en u gee. En nou dank ons u Here, omdat u ons vandag by mekaar gemaak het by hierdie fees van die heilige nagmaal, sodat ons vernuwe kan word in eenheid, versoening, geregtigheid, medelee, vrede en in vrede.
liewe gemeente, ons gaan geleentheid gee vir die kerkraad om hulle plekke in te neem en daarna sal ons gereed maak om hierdie erediens om af te sluit met gesamentlike saam. Liewe gemeente, broers en susters, ons het aan die einde van ons erediens vanoggend gekom en ons dankie dat u vanoggend ook saam met ons kom bid het. Vir u die dan ook nou saam met ons deurgaan na Montequito, op die bus vertrek, Suster Liam, half 2, hier van die kerk af, en die brigade vertrek half 1. So die brigade het nog so 'n uur om te dan ons susters, ons wil vir die regter baie dankie en die diepte van ons hart sê dat hierdie week ons Pinkster ondersteun het, maar dat jy op 'n besonderse wyse ook die harte, die sakke en die beursies oopgemaak het vir die vloed hier in ons dorp waar mense regtig maar weerloos gelaat het. Ons kon donderdag so klomp sakke gaan afgee dat ek 2 keer moes ry. En my kar was te klein, so baie dankie vir u die regtig waar in die kaste gaan krap het om sakke vir mense volkere te voorsien. Baie dankie dan ook vir u wie die beursies oopgemaak het. Die kassier het nou so vlugtig in my oor gefluister. Ons het met al die kollekte van die week het ons R3,997 en 70 sent ingesamel, wat ons dan ook nou gaan oorbetaal, waar op een dag ook verligting aan mense. Lieflik as hier. Dan betaal ons op 4.000. Sê jy daar wat is dit? R2.10. Ja, kom maar. Ons kan vanaf onze gemeente R4.000 bydra om mense dan ook te ondersteun. Baie dankie geliefdes dat u ook hierdie week u geloof sigbaar gemaak het in die wyse hoe u ondersteuning het. Ons gaan ons slot met saam sing, gesang 286. Give me joy in my heart, give me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, give me praising. Give me praising till the break of day. Kom ons sing al die verse tot eer van die Here, waarna ons dan die seën van die Here sal ontvang. Give me praise until the break of day.
Here en ons gaan dan ook in sy vrede. Mag die Here julle seën om met moed te bely wat waar is en om die waarheid van die woord en die belydenis van weerhaar in liefde te beliggaam. Gaan nou in vrede om geregtigheid, eenheid, versoening sigbaar te leef deur die kragtevolle werking van die Heilige Gees wat ons daartoe in staat stel. Amen. Die Here seën die elkeen in die naam van Jesus.